Hallo, my naam is Lelani Swart en ek is van Kayas Art Studio. Vir die van julle wat my nog nie ken nie, ek is van Woester in die Weskaap en ek bied verskillende arts and craft klasse aan. Ek doen ook paint and sips, wat baie gewild is deesdae. Maar laat ons begin. Take 1. Dit is my 'n voorreg om by julle te wees vanoggend. Baie dankie dat julle die tydjie saam met my geniet. Ek hoop julle gaan regtig geniet wat ek vir julle bied. Ek is regtig baie opgewonde oor die Here in my lewe en ek wil vir julle net agtergrond gee van hoekom ek die kanaal begin het. So die Here het dit regtig op my hart gelê om meer en meer vir hom te doen. En ek het deur die kuns, ek doen baie profetiese kuns, het ek begin om dinge vir die Here te doen en ek het net gevoel met alles wat ek doen bereik ek nie my volle potensiaal nie. En ek het gesê Here gee vir my 'n platform en eintlik het ons alles tot ons beskikking. Ons maak net nie gebruik daarvan nie. So ek hoop jy bly ingeskakel en jy geniet hierdie saam met my. Wel, ek het baie belangrike nuus wat ek met julle wil deel. En eerste van alles waarmee ek die channel gaan begin, is om julle mee te deel van 'n opkomende event wat ons het. En hierdie event is 'n vrouekamp. Maar voordat ek julle later bietjie meer vertel van dit, gaan ek eers gou vir julle net 'n vlugtige oombliekie meedeel van hoe amazing en hoe awesome die Here is. Die hele tyd het ek gewonder, Here, waarmee begin ek? Met watter woorde? En ek is op my senuwees en ek dink, oh my word. Jy weet, ons almal raak so in 'n frenzy in, wanneer die oog en die kamera op ons is. Maar ons het nie nodig om in 'n frenzy te gaan nie, want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan glad nie oor my nie. Hierdie kanaal gaan oor die Here en dit wat hy wil bereik en wat hy wil doen daar buite. So, ek het net hier aan die agtergrond, julle sal sien hier agter het ek skilderytjies uitgepak, want luister, ek sal later, miskien in die tweede of die derde video, sal ek vir julle wys hoe klein spasie dit is wat ek moet gebruik tot my beskikking. Ek het 'n klein spasie op my voorstoep en dan het ek my sitkamer, letterlik 'n baie klein vierkantige sitkamertjie. En hier sit ek verf ek, want in wintermaande as dit so koud en reënerig is daar buite, is dit net eenvoudig vir my te koud om op die stoep te sit en verf. So ek het 'n man wat baie geduldig is. Ek slaan 'n tafeltjie oop en dit is dan my studio. So vir hierdie vrouekamp wat die Here op my hart gelê het, het ek 'n paar skilderye geverf en ek gaan vir julle soos ek aangaan meer en meer vertel oor die skilderye. En ons gaan fokus op die verskillendes en ek wil jou regtig uitnooi om deel te word van hierdie kamp. Maar soos ek beloof het, vanoggend, toe ek nou begin en ek weet nie wat moet ek doen, wat moet ek sê nie. Oh, so by the way, ek wil net gou sê, ekskuus tog. Ek het besluit om whenever ek gelei voel, sal ek 'n boodskap in Engels bring. Ek gaan my boodskap in Afrikaans bring. In Afrikaans, want ons meerderheid taal in die Kaap waar ons woon is Afrikaans. Ek sal oorskakel na Engels toe, ek gee nie om nie. Kyk, my Engels is gebroke, my Engels is 'n mengels, maar die mense weet wat by my paint and sip doen, ek gee nie om nie, solank ons kan kommunikeer. Die Here het my vrygemaak van dit, ek hoef nie perfek te wees nie. Ek hoef nie elke woord te ken nie, solank ek kan kommunikeer, en as ek nie weet nie, vra ek. So ek wil net daai punt gou genoem het. En dan wil ek gou vir julle hierdie lees waarop ek afgekom het. Vanoggend toe ek die kameraatjie aansit en ek dink, Here, waarmee begin ek? As ek hierdie oulike klik dingetjie wat ek gekoop het daar by die China shops, wat daar so professioneel lyk, dit lyk so cool, geklik het, dan moet ek begin praat. En waarmee begin ek? En ek is besig om hier agter reg te maak en ek het die skilderye soos wat ek nou vir julle wys daar agter neergesit. En toe op my kas. Ek het hom sommer so toegegooi met 'n gordyn eers. Julle mense, hierdie is baie, ek is nie opgesmik nie. Ek het nie 'n fancy studio nie. Ek doen met wat ek het. En die Here praat baie met my daaroor. Wat het jy in jou hande? Doen met wat jy het. Nou ja, ek het toe nou begin vandag en ek kom op hierdie blaadjie af wat my geliefde moeder
geskryf het aan die agterkant van 'n verjaarsdagkalender. My moeder is al oorlede hele paar jaar terug, maar sy was baie lief vir skryf en baie lief vir gedigte. En ek lees hierdie stuk en ek dink, oh my word, Here, daar is niemand soos U nie. Luister, as jy nou dink dit is toevallig, dit is nie toevallig nie. Die Here beplan elke ding. Hy gee vir jou wat jy nodig het op die oomblik wat jy dit nodig het. So kom ek lees vir jou hierdie stuk. Dit is die tema van dit is en die opskrif is, jy is kosbaar. Hoe awesome is dit nie? Jy het nodig om dit vanoggend te hoor. Jy is kosbaar. Nou, laat ek vir jou lees. Geliefde, onthou, vir my is jy kosbaar. Wandel in my lig en laat die hoekoms en die waaroms in jou lewe aan my oor. Ek sorg vir jou, na gees, siel en liggaam genees ek jou. Niks wat nie tot jou hoogste heil is, mense hoor hierdie, niks wat nie tot jou hoogste heil is, sal met jou gebeur nie. In my krag kan jy elke uitdaging in 'n geleentheid omskep. Hoe amazing is dit? Doen dit. In my liefde kan jy die omgee mens wees wat jy so graag wil wees. Wees dit, want in my lig kan jy ander met insig en begrip lei. Volg my lig, geliefde, as jy maar net weet hoe na aan jou ek werklik is. As jy maar net weet. Julle mense, die Here is baie lief vir ons. Ons moenie dit vergeet nie. En ons moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. En ons moenie dit net sommer afwater en as iets niks maak nie. God het duur betaal met sy seun se bloed vir ons. En ek sê dankie daarvoor. Dankie Here vir dit. Dan sê hy, kom vat my hand. Dit is Jesus wat jou so uitnooi. Amen. Luister, dit is nie toevallig dat ek hierdie gelees het nie. Ek weet nie wie hierdie geskryf het nie. Ek weet nie waar sy dit gekry het nie. Maar hoor mooi wat ek sê nou. Toe sy dit geskryf het, toe sy dit neergepen het die Here reeds geweet wanneer ek hierdie moet kry. Al is dit na haar dood, vir watter dag en vir wanneer ek dit sou nodig hê. Niks is toevallig by die Here nie. Ek wil hom al die lof en die eer gee vanoggend en ek wil vir hom dankie sê. Want jy is kosbaar. Jy het nodig om dit te hoor. Jy is kosbaar. So die kamp, wil ek julle nou gou 'n bietjie verder vertel. Die kamp waaroor dit gaan, is so amazing. Elke jaar hier in die begin van die jaar, dan help ek my man. Ek noem dit sy besigheid. Hy koop en verkoop vrugte. En dis harde werk, mense, dis baie harde werk. So, ek help hom, ons gaan daai vrugte en goed op die plase op, ons ry rond hier rondom Woester, maak vrugte en goed bymekaar, koop by die groothandelaars en dan ry ons deur strand toe en ons verkoop dit daar aan die mensetjies daar, meestal aan die aftreeoorde. En elke jaar, ons doen dit nou al vir, ek dink 15 jaar saam met hom. Hy doen dit al in die 20 jaar. Ek dink iets so 27 of 29 jaar. Maar in elk geval, elke jaar wanneer ons dit doen, dan voel dit vir my, Here, dit voel of my siel doodgaan hier binne my, want ek kry nie kans om by die Here se voete te gaan sit en myself te voed met die woord, met die brood van die lewe nie. Ek kry nie kans om brood te gaan sny en brood te eet nie. Ek kry nie kans om wyn te drink nie. Ek kry nie kans om myself, om my gees te voed nie, en ek voel dor en droog. Nou, ek moet vir julle sê, ek verwys altyd na hierdie advertensie. Daar was 'n advertensie, ek weet nie wie het dit gemaak, maar dit was een of ander sonskerm wat hulle bemark het, van die vrou wat hout uitgemaak is, en dan loop sy, die daar, en sy gaan lê op haar stoel, daar op die strand, uitgestrek, en in die son, en dan kom daar 'n ander enetjie verby, selfde houtpoppie,
houtpoppie, ons sal hulle houtpoppies noem. En sy kom ook verby, la die da, la 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 la. En sy gaan strak ook uit en gaan lê op die sand, maar sy was nou die slim enetjie. Sy het vir haar lekker olietjies saamgebring en sy olie daai lyf van bo tot onder. Want onthou, dis houtpoppies. So wat maak die son met hout? Hy droog hulle uit. Nou ja, die enetjie wat nie die olyfolietjies aangetrek sê sommer olyfolietjies aangehaat het nie, het uitgedroog. Julle, wat doen ons met hierdie dryfhout wat ons opstel, wat uit die see uitkom, wat so droog is, wat hierdie sout so hard gebak is en hard gemaak is. Ons maak maar arts en kraftstukke van hulle, nee? Want wat kan jy anders doen? Party mense maak die mooiste meubels en goed van hulle. So daar is nut vir hulle ook agterna. Ek sê maar net ter versagtende omstandighede. Julle sal verstaan wat ek bedoel. Maar die enetjie wat nou die olies aangesmeer het, sy het daarom nou 'n baie mooi lyfie agterna gehad. Nou, dit is in vergelyking met my siel. My siel was droog en dor. Ek het gevoel soos daai houtpoppie wat nie olyfolie aan my gehad het nie. En ek weet nie wat die Here met my kon maak nie. So op die een oggend, terwyl ek so tussendeur sê ek, Here, ek het net soveel tyd vir oggend, maar ek moet net my siel voed met die woord, met die brood van die lewe. En ek sit op die bed en die Here begin met my te deel oor Psalm 103. Ek sal met die volgende video, sal ek die hele Psalm 103 vir julle lees. Want dit is waaroor hierdie kamp gaan. Die Here het my siel so kom voed. En na elke vers, dan sê die Here, loof en prys my. Maak sy naam groot. En ek hoor net die stem van die Heilige Gees, wat my sê, daar's vrouens wat dit moet hoor. En ek dink, Here, ek wil so graag vir u werk en die woord uitdra dan buite toe. Ek het al in die verlede vrouekampe aangebied, veral in die arts and craft. Ek gebruik arts and craft tot eer en verheerliking van die Here se naam. En ek dink, wow, ons het al gepraat oor dit, ek en 'n paar ander vrouens, dat ons miskien 'n event moet maak waar ons net vrouens bymekaar kom kry om fisies hulle getuienisse te kom gee en mekaar te stig en op te bou. Oor wat het jy deurgegaan en wat ek deurgegaan al in die lewe. En so het ek toe op daai oomblik besluit. Ek sê, Here, ek het al in die verlede probeer om 'n plekkie te kry by Llandudno. Llandudno, vir die van julle wat nie weet nie, dit is daar aan die ander kant Houtbaai. Dit is so 'n ou army kamp, batterykamp, hulle noem hom battery whatever. Maar soos ek verstaan, het hulle die skepe van daai koppie afgeveg en die kanonne gevuur en lekker oorlog gevoer daar. Maar die plek het behoue gebly na al die jare en hulle gebruik nou daai vir kampe wat sportgroepe, vrouegroepe, kerke, skole maak baie gebruik, want hulle het verskillende staproetes, verskillende goedjies wat die kinders kan doen, hindernisse, daar's soveel dinge wat jy daar kan doen. Maar hulle is altyd so vol. Jy kry nie 'n datum daar oop sommer nie. En ek sê, Here, okay, weet jy, ek vra en vertrou U nou vir die datum. En as Llandudno daai datum oop het, Here, dan sien ek dit, dan gaan ons dit doen. En so het die Llandudno oop, en so het ek verskillende goed, en elke keer val alles net in plek, en ek weet net, hierdie kamp gaan tot eer en verheerliking van die Here. En ons gaan vrouens by mekaar kry, van reg oor, almal wat wil bywoon. Ons het plek vir 50 mense, 50 vrouens, die 7de tot die 9de Augustus. En wat so awesome is, die 10de is 'n vakansiedag, so jy kan nog die 10de by die huis bly en tyd met jou familie spandeer. Op Vrouedag gaan ons 'n wonderlike tyd onder by die strand hê, en ons gaan net die Here se naam loof, groot maak en prys. En ek gaan natuurlik 'n profetiese kunsklasse aanbied die Saterdagmiddag. Ons mag dalk al die Vrydag aand begin met dit. Ons het nie 'n set menu nie, want ek voel ek wil nie 'n spesifieke ding uiteensit nie. Ek wil regtig, hierdie is die Here se kamp. So die Heilige Gees gaan lei.
ek is nie die enigste spreker nie, ek gaan net die opening doen en daar gaan verskillende vrouens wees, wat sprekers gaan wees, wat elkeen wat wil kom en hulle getuienis kom lewer, deur om verandering te stig in die Here. Ek sê altyd om die baton aan te gee, gaan ons doen, ons gaan vir elkeen 'n geleentheid gee. So ek wil julle uitnooi om te kom na ons vrouekamp toe en saam met ons die Here se naam te kom grootmaak en te kom vier. Nou, ek sal 'n bietjie later oor al hierdie skilderye praat. Elkeen van hulle het 'n storie en hoe die Here my gelei het om dit te verf. En daar's 'n rede vir elkeen. En ek gaan net vlugtig vir eenetjie vir julle wys. Ek wil op een konsentreer vandag. En dit is net om te sê, come light your fire. Want die tema van die kamp is come light your fire. En ek het hierdie een geskilder met die doel op come light your fire. En dit is presies wat dit sê, waaroor die kamp gaan. Ons gaan ons fakkels bring en ons gaan die Here vertrou, die Heilige Gees vertrou, om die vuur van God weer in ons aan te steek. Ons raak moeg, ons is moedeloos, die wêreld daar buite is 'n gejaag. Kom, come light your fire. Kom wees deel van hierdie kamp. Laat die Here jou kom oprig. Dat die Here jou vuur binne jou kom aansteek en dat jy weer vuur en vlam vir die Here kan wees. Ek weet hoe moeg ek raak elke jaar wanneer ons daai verkope en goed doen. Ek weet dit is uitmergelend en ek vra en vertrou die Here dat elkeen wat moeg en dors is, sal kom. Ek nooi jou persoonlik uit vandag. Wees deel van hierdie kamp. Julle kan al die inligting kry. Ek gaan die advertensie ook aanheg en dan kan julle al die inligting kry of indien jy bang is jy mis dit, my WhatsApp nommer is 067 086 0951. Kontak my, stuur vir my 'n boodskap en ek stuur al die besonderhede vir jou. Wat lekker is, dis is in Augustus maand, jy 3 maande om jou kaartjie af te betaal. En as jy iemand miskien wil saambring, is jy meer as welkom. Jy kan jou ma, jou dogter, jou suster, jou vriendin, nooi julle almal, kom, julle sal dit nie spyt wees nie. Vir diegene van julle wat nie die naweek kan kom nie, daar is ook dagbesoekers wat ons toelaat, en ek gaan nie meer as 30 toelaat nie, so, want ons spasie is beperk waar ons die venue gaan hê, so ons het 50 vir oornag en 30 dagbesoekers vir die Saterdag. So ek hoop julle het nou hierdie geniet en baie dankie vir julle wat so awesome is en saam met my hierdie kanaal begin het. Ek waardeer dit. My naam Lelani Swart. Ek is van Woester. Kom wees deel van hierdie kanaal. Subscribe tot my channel en kom na die kamp toe. Come light your fire. Dankie. Blessings, shalom. En soos die woord van God sê, Selah. Gaan mediteer oor alles. Lekker dagie, bye.